Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Ons is besig om te kyk na die verhaal tussen die opstanding, Paasfees, na Pinkster toe. En hier in die middel van die verhaal gister was Moedersdag. En ekskuus, ek het nie Saterdag gesê gelukkige Moedersdag nie, maar nou sê ek het Maandag, gelukkige Moedersdag. Maar hier met Moedersdag het ek gedink, hoe gaan ek oor Pinkster en Paasfees en opstanding praat? En nog ook oor die moeders, wat so deel was, né? Maria, Jesus se moeder, was pertinent deel van die verhaal. En baie gewonder, hoe gaan ek dit doen? En die woorde van vrou, waarom huil jy? Het regtig met my gepraat. En ek het daarom begin dink, waaroor huil mense? En die woorde van PTSD het by my opgekom. As jy gister geluister het, ons erediens, sou jy gehoor het, ek het daaroor gepraat, dat soveel mense sukkel met daai post-traumatic of trauma stress disorder, van mense wat deur rowwe goed gegaan het, en dan sukkel met die trauma daarvan. En dis iets waaroor ons gaan praat die volgende 2 weke. Vandag se skrif, Johannes 20:13, daai woorde wat ek gesê het, hulle vra haar, dis die engele, die 2 manne, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggeneem en ek weet nie waar hulle hom neergesit het nie. Nou, klink na 'n simpel storie hier in die middel van die verhaal, maar dis groot vir my. Vir my is dit groot, in die sin van, weet ons waaroor huil ons? Met ander woorde, ken ons trauma? Ken ons triggers, is 'n ander woord wat jy kan gebruik. Weet jy wat 'n trauma in jou lewe veroorsaak en weet jy hoe groot dit is? Meeste van ons antwoord soos Maria hier antwoord en sê, hulle het. Meeste van ons sê se trauma is ander mense en ons doen wat ons praat van blame shift, né? En al hierdie goeters keer genesing van trauma. Ek sê nie, trauma was jou skuld nie. Dit is definitief nie wat ek sê nie. Baie van die trauma wat met ons gebeur is geweld, is korrupsie, is 'n egskeiding, is werksverlies, is 'n motorongeluk, en so kan ek aanhou, 'n siekte, dood van 'n geliefde. Maar die beginsel is, solank as wat jy ander blameer, word jy nie gesond nie. Solank as wat jy nie kan sê, waaroor huil jy nie, word jy nie gesond nie. En dis waaroor ons gaan praat die volgende 2 weke. Dis, wat is jou PTSD? En het jy dalk? En wat is die langtermyn effek daarvan? Ek wonder of ons weet. Weet jy wat se invloed het dit op jou verhoudings, jou geliefde, jou huwelik, jou kinderopvoeding, op jou hele menswees? So, ons moet gesond word. En Jesus wil jou gesond maak. Dis waarom die engele vra, kom ons begin met die gesondmaakpad, tussen die kruis en hemelvaart en Pinkster. Kom ons word gesond. Weet jy waaroor huil jy? Blameer jy nog die hele wêreld vir jou seer? Wanneer begin jy innerlik kyk en sê, kom ek ontdek, en kom ek word gesond, en kom ek vra Jesus om my te help met hierdie seer. Ons gaan meer daaroor praat. Kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons ken. U ken ons beter as wat ons onsself ken. Here, daar's mense, daar's so baie mense veral in Suid-Afrika, wat daagliks onder vrees leef. Vrees van geweld, vrees van moord en korrupsie en huisinbraak en hijacking en motorongeluk en werksverlies, en ons leef onder konstante, soos hulle sê, PTSD. En Here, ons weet dit nie eers nie, en daarom vra U, en U begin, en U wil my gesond maak, en U begin met, waarom huil jy? Ken jouself beter. Dankie daarvoor, Here. Ek weet, U wil my 'n beter mens maak. U wil my gesond maak. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.